Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n naweek, dis Vrydag 11 April 2025, mag dit regtig vir julle 'n wonderlike dag vandag wees. Mos so 'n lekker naweek ook, vriende wat voor julle lê, so die naweek voor die Paasnaweek, nou ook 'n tyd wat ek en jy ons bietjie kan gereed maak om in hierdie gejaagde tyd waar ons is ook volgende week bietjie anders in te kleed. Sondag Palmsondag, waar ons Jesus se intog in Jerusalem vier, waar almal die palmtakke kom neergooi het, hulle klere kom neergooi het, Hosanna geskree het vir die koning en letterlik die volgende week die Here Jesus gekruisig het, selfe skare, né? En hoe daar amper al 'n skizofrenie is by mense, die een oomblik so en die ander oomblik totaal en al anders. Jy kan omtrent nie die twee mense erken nie, né? Maar ja, so stel 'n bietjie vir julle in, vriende, op hierdie meditatiewe aanddienste, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Tenebrei, die Donderdag aand in ons kerk, alles is 7 uur, en dan nou Vrydagoggend, Goeie Vrydag 9 uur, en dan Opstanding Sondag ook 9 uur die oggend in ons gemeente. So julle is almal baie welkom. En stel julle hierdie week in, vriende, bietjie daarop. Ons sal die meditatiewe dienste, ek weet nie, dit kan nie eintlik gestream word nie, want dit is donker. En dit is heeltemal enigsoortig, so ons sal nou kyk of ons hom miskien kan opvang. Ek twyfel of ons dit kan doen. Ek dink ek sal maar net met die dagstukkies voortgaan en miskien vir julle dit dan nou maar amper al so sê sonder die musiek wat ons dan volgende week gaan doen. So ek sal 'n bietjie die spreuke onderbreek en dan daardie gedeeltes doen wat ons dan ook in die diens doen. Mag dit vir julle 'n wonderlike naweek wees wat voorlê. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om maar elke keer in u teenwoordigheid te mag wees. Here, dat ons die een besef het, en dit is dat u ons oneindig liefhet. Here, dat u inderdaad anders na ons kyk as selfs wat ons na onsself kyk, dat u altyd met oop arms na ons kyk, dat u altyd met 'n liefdevolle blik na ons kyk. Dankie Vader, dat ons u kinders is, dat ons aan u behoort. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, miskien twee gedeeltes, wat ek altyd vir julle sê, mens dink baie keer jy kom by die twee gedeeltes uit, en staan nou net by die een gedeelte stil, maar ek bepoog vandag om by twee gedeeltes uit te kom. Dis vers 22 van Spreuke 20, en kyk of ek jy ook by 24 kan uitkom nie. Vers 22 sê, moenie sê, ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is nie. Nee, kom sê die spreekdigter, vertrou op die Here en hy sal jou help. Vertrou op die Here en hy sal jou help. Nou vriende, hierdie is 'n geweldige moeilike vers vir ons gewone mense, vriende. Ons almal is hierdie vers baie moeilik. Moenie sê ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is, né? Want party mense kan verskriklik, jou kind kan vermoor word, jou kind kan verkragt word, jy kan 'n finansiële onreg ly dat iemand jou totaal uit jou geld uit bevoeter, né? Dit kan wees dat iemand jou bevordering by die werk kniehalter of heeltemal laat weggaan omdat hy 'n vendetta teen hom of wat hy die pos wil hê, en dan is dit daai gevoelens wat by my opkom, maar ek kan nie hierdie ding so los nie, ek gaan my wreek op hom, né? En dis 'n natuurlike reaksie. Ek dink ons moet vir mekaar sê, wanneer jy onreg aangedoen is, dan is ons amper by die Ou Testament 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, né? Amper wat die Jode op hierdie stadium doen, maar tog kom sê die Nuwe Testament vir jou en vir my die hele tyd iets anders, en kom sê die spreekdigter ook vir ons iets anders. Hy sê, moenie sê ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is nie. Vertrou op die Here en hy sal jou help. Nou vriende, wat ek daaruit kry is, vertrou op die Here en hy sal jou help. Vriende, as ek en jy nie in 'n lewende verhouding met God is nie. Nou ek wil vir julle vandag sê, ek kyk in my eie lewe. Ek kan maar nou net vir julle my eie lewe goed bevestig wat ek ervaar. En
Vriende, as ons nie by die woord uitkom nie, en ek het al baie nie by die woord uitgekom nie, so ek weet vriende, dan is dit asof jou duiwel jou wegvat, vriende, nie, ek wil nie hom die skuld gee nie, dis jou eie nonsens wat jy aanvang, nee. Maar dit is net asof jy baie meer verleibaar is, asof versoekings baie makliker op jou kan posvat. Die oomblik wanneer ons in die woord is, die woord bestudeer tot God bid, vriende, daar's net iets anders binne in ons, daar's net, dit moet nie 'n wettiese ding raak nie, dis kom met ons nou 'n lewende verhouding met God is, maar dis deel van daai lewende verhouding met God, en binne in hierdie lewende verhouding met God, help God ons, staan God ons by, lei hy ons deur sy gees, om die regte besluite te neem, om die regte gesindheid te hê. Ek en jy het dit nie in onsself nie. Ons het dit nie in onsself nie. Daarom is dit baie belangrik met die spreekgedigter, hy sê, vertrou op die Here, hy sal jou help. Moenie sê ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is. Sê moenie dit doen nie. Dit kom uit die mensheid. Dit kom uit jou en my uit. Dis baie menslik. Jy sal jy wil breek. Jy wil 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. That's it. En kom sê die spreekgedigter vir ons, vertrou op die Here en hy sal jou help. Moenie dit sê nie. Moenie sê ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is. Vertrou eerder op die Here en hy sal jou help. En vriende, wanneer ek en jy deur iets slegs gaan wat iemand anders jou aangedoen het, op watter vlak dit ook al mag wees. Miskien is dit 'n boelie by die skool, miskien is dit 'n boelie op universiteit of tegnikon of college of by die werk waar jy is. Iemand wat die hele tyd miskien in 'n magsposisie bokant jou gestel is, jy kan nie veel doen nie. Hy sê ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is, moenie sê. Hy sê, weet jy, gaan na die Here toe en hy sal jou help. Gaan na die Here toe, vertrou op die Here en hy sal jou help. Vriende, wanneer ek en jy in hierdie lewende verhouding met God staan, wanneer ons sy woord bestudeer, wanneer ons sy woord bid, wanneer ons uit sy woord lewe, wanneer ons die Heilige Gees toelaat om ons lewe beheer oor te neem, dan ewe skielik kyk ons terug en kom ek en jy agter ons het toe nou nie die wraak geneem nie. Kom ek en jy agter ons was toe nou nie net so sleg met daai persoon as wat hy of sy met ons was nie. Maar vriende, ons kan dit nie uit ons eie doen nie. Dis wat die spreekgedigter ook vir ons wil kom sê. Hy sê, vertrou op die Here. Hy sê jou help. Hy sê jou help. Want liewe vriende, as dit van jou en my afhang, wil ons wraak neem. Wil ons die oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand hê. Dit is maar deel van wat ons is, né? Maar ons is mos nou nuut gemaak in Christus. Ons is tog ander mense. Vertrou op die Here en hy sal jou help. So ek gesê het, ek het nie by die ander vers uitgekom nie. Ek gaan hom los vir môre. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.